96.7 FM. Alright, Roscoe, môre, Linden Jafta van Perle FM, hoe gaan dit saam met jou? Goeiemôre Linden, goed dankie en self. Nee, daar's niks fout nie, dankie man. Het gaan met my seker baie beter as met jou gaan. Na daai emosionele besluit wat jy moes neem. Sê vir my, as ons al live op die radio. Jy gesels lewendig op hier aan 96.7 FM. Alright, dus zeg hoe voel je na gisteraand se episode? Ek meen, ek het nou hier gekyk, né? En daar is boodskappe wat rondgaan. Die spanning loop al reeds hoog. Is nog nie eens diep in die seisoen in nie. Hoe was dinge daar op stel? Ja, eerstens baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir al die luisteraars daar buitekant. En ja, dinge op spel was baie rof geweest. Dit was regtig waar dit lyk miskien baie makliker op TV as mense daarna kyk, maar as 'n mens uit jou omgewing weggeneem word, jou selfoon word weggevat, die elektrisiteit, die gewone kos wat jy eet, jy saam met 'n huis vol vreemdelinge. Ek meen dit kan regtig waar 'n toast op enigiemand se lewe hê. Yesie. Alright, nou jy het nou of kom ons praat oor die besluit gestaan. Ga jy gaan vir 'n full English breakfast of ga jy gaan vir die geld? Wat het hier op gegaan? Ja, so ek was baie lus vir daai breakfast van so ek sal nie vir julle kan verduidelik hoe lus 'n mens vir 'n gebakte eie raak as 'n week al so die geëet het. Maar aan dieselfde oomblik het ek ook net gevoel dat iets net vir my gesê, man, ek kan nie so gelukkig wees dat ek die eerste een is of die enigste een is wat nou 'n R10,000 aanbod kry, sal ek amper nou sê, in vir ruil vir kos of so. En dis eintlik wat ek besef het, nee man, vat die geld, van hier is dalk iemand anders wat ook al die geld gevat het. En as ek ook nie die geld gevat het, sou my ma ook nooit ek sal nooit die einde daarvan gehoor het nie. So ek het dit vir my ma kunnen hoe te doen. Jy het eintlik jou bad gered is al. Ja. Jy het jou bas gered. Nou kyk jy so, die gedagte van 'n huis deel saam met vreemdelinge kan een van twee rigtings gaan. Of jy wil nooit weer met hulle praat nie, of jy kan aan die einde van die dag nuwe vriendskappe daar kweek. Hoe het dit vir jou uitgewerk? Yes, dis 100% reg. En vir my was dit die huis met vreemdelinge. En dis ook hoekom ek verskoning gevra het van dit het vir my later gevoel. Ek is saam met my broers en susters, wil ek amper sê, ons is in 'n huis en my ma het vir my hoe ek groot geraak is. 'n Mens gaan slaap nie kwaad vir mekaar, broers en susters in die huisie. En dis hoekom ek so sleg ook gevoel het. En dis hoekom ek ook gevoel het dis die regte ding om verskoning te vra. Ons bly onder een huis. Yes. Ons is in hakkies, broers en susters. En kom laat ons dan nou die pad vorentoe verder vat so. Ja. Okay, sure. Nou wat is jou boodskap aan almal wat kyk, al die aanhangers van die brug toe? Ek het gesien gisteraand se boodskappe praat oor die feit dat gisteraand se episode so emosioneel was en dit voel asof julle almal terapeute raak. Ja. Ja, dit was baie emosioneel en ek weet nie vir een of ander rede het daai episode net so uitgekom. Maar in my persoonlike lewe ek het die geleentheid gehad om te deel wat met my gebeur het en dit was nie die eerste keer ook wat ek het gedeel het. Dit was eintlik in die koerant gewees om dit so te stel. Okay. En dit is net iets wat nog steeds iets waarmee ek sukkel, sal ek sê. Okay. Maar ek is dankbaar vir die geleentheid wat ek gehad het en dit is ook lekker of anders, sal ek sê, om na jouself te kyk. So dit was die eerste keer ook wat ek myself in daai stoel gesien het, wil ek amper sê, en dit was nogal 'n eye-opener vir myself gewees. Alright, perfect. Roscoe, eerstens, dankie vir die vermaak op die brug, seisoen 2. Boodskap aan jou familie, ek meen, obviously jou ma's bly. jy het huis gekom saam met iets. Jou ma's bly. Maar jou boodskap aan jou familie? Ja, ek wil net eerstens vir my familie baie dankie sê, spesifiek my Nana se Roon. Sy het my regtig baie geondersteun en dan ook my Auntie Henna. Vir hulle wil ek baie dankie sê. En vir almal daar buitekant wat die show gekyk het, die wat my ken, die wat my nie ken nie, my skoolvriende dalk. Vir almal net dankie sê oor die jare.
ek weet, hulle verstaan my beter as dit dalk lyk op televisie, maar ek dink ook dit was 'n insaag vir mense om te sien wie ek eintlik is. Ek was opreg met almal, ek was opreg met myself gewees en ja, ek kan net dankie sê vir hierdie geleentheid. Alright. Roscoe, dankie vir die tyd. Dankie dat jy saam met ons gesels het. Alle sterkte met die pad vorentoe. Wat is Roscoe nou mee besig na die brug seisoen 2? Ja, so Roscoe Rumble, ek is eintlik 'n local entertainer, sowel as 'n box promoter. Okay. So ek bied box toernooie aan. En dan byvoorbeeld ons identifiseer 'n nood in 'n gemeenskap, 'n kerk of 'n skool, dan hou ons 'n fondsinsameling vir daai spesifieke doel. En ja, ek help ook plaaslike, ek het 'n musiekstudio hier by my huis, so ek help plaaslike kunstenaars om hulle op te neem. Ons skiet musiekvideo's. So ek is so 'n variety ball om dit so te stel. Dis waar die Rumble vanaf kom. Yes, dis waar die Rumble inkom, ja. Okay. Roscoe, dankie vir jou tyd. Alle sterkte en ons gesels binnekort weer. Ja, baie dankie Perel FM, dankie al die luisteraars. Perel 96.7 FM. Terwijl ik denk aan jou, vanavond gaan ik jou wijs, ons gaan nog trouwen.